Vriende, goeiemôre. Welkom aan elkeen van julle ook by hierdie geleentheid waar vriende, familie, ek wil nie sê afskeid neem nie, want afskeid neem is 'n woord waaroor 'n ou baie kan praat. Kom ons sê liewer waar ons onthou die lewe van oom Petrus Smal. Mag julle wat 'n nou pad saam met oom Petrus geloop het deur sy lewe, maak nie saak op watter stadium van sy lewe nie, en wat tog 'n gemis, 'n leemte ervaar met die feit dat hy nie meer hier is nie. Mag julle ook weet dat God se troostvolle teenwoordigheid tog steeds by julle sal wees en sal bly. Ek wil begin deur die begrafnisformulier te lees. Dit is vir my persoonlik so effens van 'n gemis dat 'n mens deesdae om bepaalde redes natuurlik nie meer by 'n graf staan nie. Want ek glo tog dat daar 'n stukkie, soos die Engelsman sê, closure kom ook wanneer jy 'n kus in 'n graf sien neersak en wanneer die familie dit toegooi. Maar die begrafnisformulier vat tog vir ons so in 'n paar sinne saam wat die woord ons leer oor hoe ons as gelowiges oor lewe en dood kan dink. Ons neem vanoggend dan op hierdie manier afskeid van 'n vriend en belangriker 'n medegelowige wat deur die dood van ons weggeneem is. Nou vriende, die dood van iemand naby aan ons is altyd vir ons 'n groot verlies, want dit bring hartseer en pyn natuurlik, maar dit konfronteer ons ook met ons eie sterflikheid. Of jy nou wil of nie, wanneer jy by die dood van 'n geliefde stil staan, dan besef ons gaan ook een of ander tyd sterf. Maar in hierdie omstandighede ook, sê die woord vir ons, gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Hy is die een wat ons in ons hartseer bystaan, hy is die een wat ons in sy liefde toevou, en hy is die een wat die pad saam met ons vorentoe loop, en beloof dat hy dit altyd sal bly doen. Die Here Jesus het ons gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En vir ons as gelowiges is dit 'n waarheid waarin ons hele wese kan vashou. Ja, die Here Jesus het die dood oorwin en daarom kan ons as gelowiges eintlik saam met Paulus uitroep en sê, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Ek kry altyd die prentjie van julle ken mos klein seentjies, nie die dogtertjies, hulle is nie so nie, seentjies wat mekaar spot en sê, pewe. Nou, ek kry so half hierdie gevoel as ek hierdie woorde van Paulus lees, dat ons as gelowiges vir die dood kan sê, pewe, jy kan my niks maak nie. Ons treur wel, maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Want die dood roep ons almal op om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Die Here Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en ook opgestaan het en die lewe moontlik gemaak het. En daarom kan ons saam met Paulus vanmôre ook sê rondom oom Petrus se lewe en ons eie lewe, as ons leef, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterf, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En daarom vandag staan ook in die teken dat ons as gelowiges, soos wat oom Petrus dit sou wou gehad het, sê, alle eer kom aan God toe, ook vir hierdie geleentheid. Vriende, ek het vir Nini Burger gevra, wat jare hier in ons kerkkantoor gewerk het en 'n lang pad saam met oom Petrus geloop het. Verlede week toe stuur ek vir haar boodskap, ek sê, Nini, jy het vir oom Petrus baie jare geken. Deel sommer met my iets oor sy lewe. En ek het aanvanklik gedink, ek gaan so 'n paar goedjies, maar ek wil vir julle die stukkie wat Nini geskryf het, lees. Dit sal nie lank wees nie. Nini sê, daar's min mense van wie mens regtig kan sê, dat hy, soos die Bybel ons leer, 'n Israeliet sonder bedrog is. Maar oom Petrus was een van hulle. Niks was ooit vir hom moeite nie, sê Nini. Hy sou dadelik sê, dis 'n plesier. En dit was nie net sê nie, hy het regtig met graagte dinge vir mense gedoen. Nini sê op 'n stadium met die eiendomskommissie besluit dat haar kerkkantoor, die kantoor daarvoor, is onleefbaar warm in die somer en hulle sit vir haar dakwaier in. Maar tipies soos wat ons is, nie altyd baie prakties nie, moes sy basies bo op die lesenaar opklim om die toukie te trek, om die waier aan te sit.
En sy sê, Petrus het die proses van so opklim op die lesenaar een kyk gegee, en toe sy die volgende dag in die kantoor inkom, het hy 'n touwtjie gepraktiseer om die draadjie langer te maak, sodat sy platvoet kan staan en haar dakwaier kan aansit. Petrus, planmaker, nie vir homself nie, maar vir iemand anders. Nini skryf verder en sê, sy menseverhoudinge was uitstekend, en ons hoef dit nie vir julle te sê nie. Julle wat hier is, weet hoe Petrus geleef het. As mense in ons kerk getrou het, sê Nini, of die saal gehuur het vir een of ander funksie, was hulle en Petrus, toe hy koster was, daarna vriende. Dis nie net 'n goue transaksie, hy kom sluit oop of maak toe nie, hulle het vriende geword. Sy sê, sy het haar telkens verwonder dat 'n paartjie na vakansietye hier in die kerk inkom, met 'n spruit of 2, soveel jaar later, en dat die voormalige bruid nou Petrus toe loop en vir hom 'n drukkie gee, vir hom groet, iets van bewys van hierdie verhoudinge wat vir hom belangrik was. Petrus se snor was mos nou kenmerkend van hom, en sy trots. Toe hy 'n jaar wat gelede in die hospitaal geland het, het die verpleegsters groot genot daar uitgeput om pink strikkies in sy snor se 2 punte te draai. En Petrus het sy kenmerkende laggie gegee en dit hom laat welgeval. Een van die swaarste dinge, sê Nini, was vir hom gewees toe Dr. Martha vir hom op 'n stadium gesê het, sy voetbrug het so gesak, dat hy nie meer kaalvoet kan loop nie. Want Petrus was ons kaalvoetkoster gewees. Nini sê, die enigste wanneer sy hom sien skoene dra, is op 'n Sondag by 'n erediens. Die res van die tyd het hy kaalvoet geloop. En altyd gesê, sy voete moet net nie hoor dat daar 'n verwarmer of 'n vuurtjie is nie, want dan besluit hulle dalk hulle wil koud kry. Jare gelede sê Nini ook vir ons, sou jy nooit by 'n fondsinsameling kom en hom nie sien staan waar hy pannekoek bak nie. Dit was Petrus se ding gewees. En altyd met sy kraai laggie. Nou Nini, jy het dit so mooi beskryf, daai vrolike, opgewonde, uit die hart uit die maag uit lag van Petrus, so kenmerkend van hom. Nini sê verder, jy kon vir Petrus enige tyd van die dag of nag gevra het om iets by die kerk toe kom doen, en hy was op pad. Hy het dit kom doen. As hy met iets besig was, het hy net gesê, ek sit gou 'n komma en gaan later daarmee verder. So hy los dit waarmee hy besig was, hy sit 'n komma en dan gaan hy later weer daarmee aan, want sy verantwoordelikhede hier was vir hom die eerste prioriteit. Hy was baie lief vir die kerksaal, waar hy en sy vrou destyds getroud is, en Nini sê, hulle twee het so ooglopend lief vir mekaar gebly oor al die jare wat hulle saam gespaar was. En as Petrus vandag hier was, sou hy na die diens 'n koppie tee gaan drink het, maar niks geëet het nie. Ek het dit nie geweet nie. Nini sê, Petrus het nooit tussen maaltye geëet nie. Selfs as hy iewerster by 'n partytjie, verjaardagpartytjie was, hy het nie geëet tussen maaltye nie. En die oorheersende kenmerk van Petrus was sy onwrikbare vertroue in die Here. Sy geloof, sy dankbaarheid vir God se genade was 'n getuienis wat hy uitgeleef het. En elkeen van ons wat vanmôre hier is, sal daarvan kan getuig. Seker daarom dat hy nooit gekla het nie. Maak nie saak hoe dit gegaan het nie, wanneer mense van Petrus vra hoe dit gaan met hom, was sy antwoord altyd gewees, dis nog te vroeg om te kla. Nini skryf en sê, wat 'n voorreg om so 'n kosbare mens te kon ken. Sy voorbeeld sal nooit in die lewe van diegene wat hom geken het, verdof nie. Toe Petrus verhuis het, en ons gewonder het op 'n stadium, wat maak ons met sy parkeerplek? Het ek vir Daniële gesê, kom ons maak dit die rolstoelparkering hierdie kant. Dat enige mens nie sommer op Petrus se plek gaan stop nie. Petrus smal. Here, wanneer ons vanmôre hier saam is as gelowiges, as vriende en familie, om ook na te dink oor die lewe en die dood, en spesifiek dan oor Petrus, dan is ons gebed, Vader, dat U deur die Gees by ons sal wees, dat U self die herinneringe wat ons elkeen het, sal wakker maak opnuut weer,
en dat ons in die beleef van hierdie herinneringe U teenwoordigheid sal beleef. Dankie Here dat ons op hierdie manier ook aan U kan hulde bring vir 'n lewe soos oom Petrus se. Vader, dankie dat ons weet dat hy ook kon huis toe gaan en by U sy ewige lewe nou leef. As ons saam is en ons eer U met ons lofsang, as ons saam is en ons lees uit U woord, as ons saam is en ons oordink dit, dan is ons gebed dat U verheerlik sal word in dit alles. En dit vra ons Here Jesus nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U ons koning is. Amen. Vriende, ons gaan Psalm 146 saam sing, daarvan strofe 1 en 3. Ek het die woorde op die bord en Nini het gesê, kom ons sing die Tosius-beruiming, die Tosius-woorde wat vir oom Petrus baie kosbaar was. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof en hom wat sy guns my bied altyd groot maak in my lied. As ons dit sing, dan hoor ons oom Petrus se ingesteldheid, se geloof, se vashou aan God. Kom ons staan en sing ons Psalm 146 strofe 1 en 3. Ek wil graag vriende vanmôre uit Psalm 90, daardie 12 verse met julle saam lees. Dis 'n gebed van Moses, man van God. Ons ken Moses se geskiedenis. En dan sê Moses in hierdie gebed: Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. U maak 'n einde aan 'n mens. Hy gaan nie dood slaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. En dan verander die inhoud van Moses se gebed so bietjie, wat dit meer persoonlik raak. Hy sê, ons vergaan onder U toorn. Ons gaan te gronde onder die gramskap. U sien ons oortredinge raak, U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Onder U toorn vlieg ons daan, skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80, en die is vol swaar kry en leed. Dis gou verby, ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van die toorn beter as die dienaars? Wie ken U gramskap beter?
En dan sluit hy hierdie gebed af met hierdie woorde: leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. Leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. Vriende, net so een of twee opmerkings oor die teks. Natuurlik in die Ou Testament tradisie, in die tyd waarin Moses hierdie gebed, hierdie psalm geskryf het mense baie sterk gewerk met oorsaak en gevolg. Hulle sê, as daar goed gebeur in jou lewe, daar's 'n oorsaak daarvoor, en jy moet verantwoording doen vir die skuld wat jy het, die verkeerde besluite wat jy geneem het, so aan. So, hou dit so bietjie in gedagte. Want as mens die psalm deurlees, dan sou jy so op sigwaarde maklik die afleiding kon maak dat God kyk waar ons verkeerd doen en dan straf hy ons vir die verkeerde optrede. As Nuwe Testamentiese gelowiges wat die genade van Christus verstaan, weet ons mos nou ook dat dit anders werk. Maar die kern van hierdie psalm lê daarin vir my dat Moses kom en sê, Here, my lewe is so kort. Dit gaan so verby. 70 as jy gelukkig is, 80 jaar, en vandag se lewe met die moderne wetenskap kan ons sê 90 jaar, 92 jaar, maar dit gaan vinnig verby. En dan sluit hy af vers 12, leer ons dae so gebruik, hierdie dae wat so vinnig verby gaan, dat ons wysheid kan bekom. Nou, vriende, die dood is deel van die lewe. Ons weet dit mos. Die dood is deel van die lewe. Trouwens, die enigste ding in hierdie lewe waarvan ons seker kan wees, is die feit dat ons een of ander tyd gaan sterf. Wanneer jy jonk is, dan lyk die lewe vir jou of dit ewig gaan aanhou. Praat met 'n kind oor die dood, en hulle begrip van die dood is baie beperk. 'n Kleintjie, 3-4 jaar oud, hulle gaan nie regtig vir jou sê, weet, wat is die dood nie? Hoe werk dit nie? Tieners, as jy met hulle praat oor die dood, sal heel wat tieners vir jou sê, sterf, nie nou al nie. Ons wil nog 'n klomp goed doen. Jou bucket list is nog daar. Die 20-plussers sal sê, ja, ons weet ons moet doodgaan eendag, verseker, maar eers eendag. En as 'n ou nou sê jy by 40 rondkom, dan kom jy op 'n beurt om te sê, weet, nie nou al nie, maar na alle waarskynlikheid is ek al op die afdrandpad, oor die halfpad merk. En as 'n mens by 70 of ouer kom, dan begin jy so op 'n manier aanvaar dat die dood nie meer ver is nie. Oom Nick Vlok was lidmaat by ons in Pretoria gewees, en hy het altyd die uitdrukking gebruik om te sê, as hulle hier in die bos, jou deel van die bos kom bome kap, dan hoor jy dit. Maar as die houtkapper in jou ry afkom, dan weet jy dit. Iemand het by geleentheid gesê, with faith in God, death is my friend. Kan ek dit weer vir jou sê? With faith in God, death is my friend. Geloof in God maak van die dood 'n vriend. En die persoon gaan verder en sê, the hope of dying is the only thing that keeps me alive. Gelowiges kan so dink oor die dood. Ek het verlede week, vriende, so 'n stukkie van die Amerikaanse statistiek raak gelees oor lewensverwagting. Weet hoe mense nou oud word of ouer word. Nou, hulle sê uit elke 100,000 mense word so 88,050 jaar oud. Ek wil dit waag om te sê, ek vermoed dis ons almal wat vanmôre in hierdie diens, nee, dalk nie heeltemal nie. Ek dink jy is dalk nog onder 50, hopelik. Maar die meeste van ons, so 88% word 50 jaar oud. Wie's ouer as 70? Steek gou vir hand op. Weet 'n mens mag nie vir die vrouens vra nie. Julle is van die top 70%. 70% van mense maak dit oor 70. Wie's 85 en ouer? 1, 2, dit lyk my so 3 hande, 4 hande. 17,000 uit 100,000 mense, met ander woorde 17% van die bevolking, Amerikaanse statistiek. Oom Petrus sou Julie 92 geword het.
Hierdie statistiek is mos nou presies in lyn met wat Psalm 90 vers 10 vir ons leer. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons sterk is 80 jaar, 85, 92. Maar dan sê Moses ook, en ons weet daarvan, hierdie tyd wat jy op aarde leef is ook maar vol swaar kry en moeilikheid. Dit gaan vinnig verby, en hoe ouer jy word, tannie Susan met alle respek gesê, hoe moeiliker raak die lewe. Alhoewel, party ouer mense staan baie vinniger op as ek, maar kom ons praat nou nie daaroor nie. Ek sou vanoggend vriende nog lank kon gesels oor die dag wanneer die dood aan ons voordeur kom klop. En nou sou kon spekuleer om te sê, wanneer gaan dit wees? Ons sou met mekaar kon gesels, hoe lank het ons nog oor? En dis dalk 'n realistiese gesprek om te hê op 'n stadium, want ek dink, ons moet met mekaar praat oor die dood. Maar ek wil vanmôre eerder so 'n bietjie vanuit 'n ander perspektief na Psalm 90 kyk. En eerder die vraag vra, nie wanneer gaan die dood kom nie, maar sê met daai 70 of 80 of 85 jaar wat jy het, wat maak jy daarmee? Die dood kom, dis 'n realiteit, dis 'n werklikheid. Maar wat maak ons nou met die lewe wat God vir ons gegee het? En hiermee help Psalm 90, help Moses ons ook, as hy in vers 12 sê, leer ons dae so gebruik, dat ons wysheid bekom. Nie slim nie, wysheid. Vriende, die eerste paar verse wat ons gelees het, erken die psalmdigter, hy sê, die lewe is kort, hy sê, die dood is ongelukkig deel van die lewe, hy sê, ons kan nie verby die dood kom nie, maar wanneer hy dit besef, dan raak hy nie depressief nie. Dan gaan sit Moses nie in sakke as nie, of hy raak vir God kwaad daaroor, dat hierdie dood nader kom in ons lewens nie. Hy sê ook nie, Here, red my van die dood, maak dat ek vir altyd moet bly lewe, laat die son stil staan, ek soek onsterflikheid of 'n wonderwerk nie. Dis glad nie in Moses se verwysingsraamwerk nie. Hy erken eenvoudig teenoor God dat die dood 'n realiteit is, waarvan hy nie kan wegkom nie, en daarom vra hy dan, my Here, intussentyd, leer my om met wysheid te leef. Een van die kommentare sluit by hierdie gedagte aan en sê, if wisdom means the art of living, then the ability here asked of God is a petition to say yes to that life and to live that yes. Is dit nie so wonderlik nie, dat Moses eintlik hier vir ons kom sê, as jy die kuns van die lewe wil bemeester, dan moet jy ja sê op die lewe, nie worry oor die dood nie. Dit gaan dus nie oor hoe lank jy lewe nie. Dit gaan oor wat jy met jou lewe maak. Julle ken die uitdrukking om te sê op 'n grafsteen is daar 2 datums, nê? Jou geboortedatum en jou sterfdatum. Maar as daar so 'n streepie. Ek weet nie wat noem mense daai streepie nie. Daar's so 'n streepie tussenin. Dis waarvan Moses praat. Nie die sterfdatum nie, die streepie tussenin. En vriende, jy's op hierdie punt, julle wat van Petrus nog baie beter geken het as ek, sal kan weet, ons kan leer uit om Petrus se lewe. Geld en goed, in status en aansien, vir hom niks getel nie. Maar die verhoudinge waarin hy geleef het. Oom Petrus sou verseker daar op sy plekkie kon sit, Johan, waar jy omtrent nou sit, Sondag, en kon kla oor sy gesondheid. Ek het hom dit nooit oordoen nie. Met dankbaarheid geleef. Ek het so amper 2 jaar gelede van Petrus leer ken as die oom met die lekker weglê snor, wat altyd opgewek is. Die oom wat tereg nie soos jy gesê het, as jy vir hom vra hoe gaan dit, sê is te vroeg om te kla. Maar het jy hom ook laatmiddag gesien, het hy nog steeds gesê is te vroeg om te kla. Ek het hom Petrus leer ken as die ou wat getrou elke Sondag hier was. Geparkeer met sy 323 Mastuitjie daar in die parkering waarvan ek net gepraat het, en dan het hy so 10-15 minute in die kar gesit en gekyk hoe die ouens begin instap, en as daar genoeg mense is dat hy daaraan dink hy kan 'n geselsie ook aankloop, het hy ingekom en hy kom sit. En ek het gesien hoe mense na hom Petrus te loop en hom groet, geselsie aanknoop.
Oom Petrus het voluit geleef. Elke dag, wel, as ek by die huis was, daai tyd kom ek sê liewer so, en ek sit daar in die studeerkamer, dan het ek daai ou 323 sien verbyry, op pad kerksaal toe, Patricia, Fynbos toe, om te gaan eet. En ek wonder partykeer of het gegaan het oor die eet, en of het gegaan het oor die kuier, en die gesels, die verhoudinge wat daar gedoen het. Ek wil amper waag om te sê, oom Petrus was so half deel van Fynbos se personeelspan, nie net een van die mense wat daar kom eet het nie. En oom Petrus het Nini se getuienis daaroor, oom Petrus het met wysheid geleef. Oom Petrus het daai vermoë gehad om te onderskei, wat is goed waaroor 'n ou moet praat, en wat is goed wat 'n ou net sê, weet jy, small fry, gaan verby dit. En as mens die psalms of spreuke of predikers selfs gaan lees, die wysheidsliteratuur, vriende, dan kan ons ook by hulle, soos by oom Petrus, leer oor hierdie tyd wat ons op aarde gegee word. Die eerste ding wat ons kan leer, en trouwens uit die hele Bybel uit, is dat ons tyd wat ons hier het, versigtig moet gebruik, oordeelkundig moet gebruik. Jy kry dit mos nou so dat 'n mens jou tyd omwens. Ek bedoel, dalk nie meer ons nou hier vanmôre nie, maar as ek eendag groot is, kan dit tog net Kersfees raak. Mag die vakansie net kom, né? Ons is so geneig om ons lewens om te wens, maar die lewe is te kort daarvoor. Ek en my liefste vrou gesels gisteraan daaroor en sê, ons is op 'n punt in ons lewe wat ons elke dag voluit moet geniet. Want ons weet nie hoeveel het ons nog nie. Selfs 5 minute, vriende, kan gebruik word om iets konstruktiefs te doen. Om iets te doen wat die lewe vir jou medemens bietjie beter maak. Net 5 minute nodig. Sit net 'n komma in en gaan later aan met waarmee jy besig was. En daarom sê die psalmdigter, sê Moses vir ons moet die beste gebruik maak van elke geleentheid wat oor ons pad kom. En so het oom Petrus het gedoen. In sy lewe, in sy werk, vir sy medemens, vir sy familie, al was dit ook jare later net om 'n vriendelike geselsie aan te knoop, 'n glimlag op iemand se gesig te sit. Oom Petrus het gesê, daai tydjie wat ek het, gebruik hom. Maak 'n verskil daarmee. Verder leer die Bybel ons ook, en ek het net gesê, oom Petrus se lewe het ook vir my geleer, dat ons met wysheid moet leef. En as 'n mens met wysheid leef, dan beteken dit eintlik, dis is gelyk aan lewe naby God. Lewe in 'n noue verhouding met die Here. In die lied God is liefde, ons ken mos daardie lied, né? Dan sing ons dat God ons eerste lief gehad het en dat ons uit daardie bron van liefde met 'n stuk wederliefde kan leef. So omdat God my en jou lief het, omdat God vir Petrus lief gehad het, kon hy liefde uitleef teenoor ander mense. Liefde bemagtig ons, maak ons vry om regtig voluit te gaan leef elke dag. En wysheid beteken om dit te snap en met hierdie liefde te gaan leef. En daarom help die Here ons ook om perspektief te behou. Kyk, ons leef in 'n wêreld, vriende, waar mense vasgevang raak in die materiële dinge om geld te maak en suksesvol te wees en status te hê en noem al daai goed op. Maar die Here help ons telkens om te besef daar's belangriker dinge as dit in die lewe. Ons gesels net toe hier, ek en Johan en Regina vinnig, dis jy kom met niks in hierdie lewe in nie, en die dag as jy sterf, wat vat jy saam? Niks. Dit is belangriker goed in die lewe. Die verhoudinge waarin jy geleef het, die familie, die vriende, die memories, dis die goed wat saak maak. En in die verband hoef ek vir julle ook mos nou oor oom Petrus nie veel te sê nie. Ek bedoel, die eenvoudige feit dat daar 'n charity winkel is met die naam van oom Petrus, sê mos alles. Petrus wat gesê het, is nie myne nie, gebruik dit. Vriende, wysheid, hierdie verhouding met God leer ons wat regtig belangrik is in die lewe. En daarom sê Jesus ook in Johannes 10 vers 10, ek het gekom om vir julle die lewe in oorvloed te gee. En dis nie materiële oorvloed, rykdom nie, dis die volle lewe in Christus. Daarom kan ons elke dag leef
asof dit ons laaste dag is. Kan ons op 'n manier sê, ek maak die beste gebruik van elke geleentheid wat ek het. Enigiets wat die Here oor my pad stuur, moet ek amper sê, ek omhels dit en sê, dit kom van U Vader, wat maak ek hiermee? Dat 'n mens nie aan die einde van jou lewe kom, in die spreekwoordelike ouer huis op die stoep sit, en sê, ek wou nog, ek moes nog, ek kon nog nie. Maar dat ons daar sal kan sê, ek het geleef met die genade van God. Ek het 'n vermoede dat dit deel was van hoekom oom Petrus daar in Groenland gelukkig was. Ek moet eerlik sê, toe ons nou hoor oom Petrus moet nou skuif, hy kan nie meer hier aanbly nie, het ek so 'n bietjie gewonder, hoe gaan dit met hom gaan? Ek het gedink, dit gaan nie vir hom goed wees, dit gaan nie vir hom lekker wees nie. Maar vriende, ek dink oom Petrus kon op daai stadium in sy lewe terugkyk en sê, ek het dit gedoen. Daarom kan ek ook nou vrede maak met hierdie omstandighede. Oom Petrus het 'n lekker weglesnor gehad. 'n ander man, wyse man met lang grys hare, uit die Lord of the Rings boeke, Gandalf, die van julle wat hou van lees, het dit baie goed opgesom. Moses se gebed, deur te sê, all you have to do is to decide what to do with the day, with the time that is given to you. Moenie worry oor môre nie. Moenie spekuleer oor wanneer daai laaste datum op jou graf gaan wees nie. Leef vandag. Leef met wysheid. Leef naby aan die Here. Vriende, ek wil afsluit met 'n storie wat eintlik die waarheid van Psalm 90 vir my saamvat. Dit speel af by universiteit in Amerika. Op die eerste dag van die nuwe jaar, in die eerstejaarsklas, sê die proffie vir almal baie welkom. Hulle moet gou die studente rondom hulle groet en hoor wie hulle is en waar hulle vandaan kom. En een van die manstudente draai toe om en daar sit 'n ou tannie agter hom in die klas. Met 'n groot glimlag op haar gesig. Sê sy vir hom, "Hi, ek is Rose. Ek is 87 jaar oud en ek het altyd daaroor gedroom om 'n universiteitsgraad te hê. En ek gaan dit nou kry." Nou kan julle mos nou dink hoe jong studente nou daaroor gedink het. Maar Rose het 'n legende op kampus geword. Nou op 'n keer het hulle haar gevra om die gasspreker te wees by die universiteit se sportdiner. En in haar toespraak sê sy toe die volgende. Sy sê, "We do not stop playing because we are old. We grow old because we stop playing." Gerda, moenie ophou speel nie, en dan word jy oud. Sy het verder gegaan in hierdie toespraak en gesê, "There are only 4 secrets to life. Die eerste is, you have to laugh every day." Ek dink oom Petrus het dit verstaan. Lag elke dag. Die tweede ding wat sy vir die studente gesê het by daai geleentheid is, "You've got to have a dream. When you lose your dream, you die." Waaroor droom ons nog? Nie? Waaroor is ons bekommerd nie? Waaroor droom ons nog? Die derde ding wat sy gesê het is, "There's a huge difference between growing older and growing up." Sy sê, "Anybody can grow old. That doesn't take talent or ability. The idea is to grow up by always finding an opportunity for change." Om altyd te soek na daai geleentheid om te groei, om te ontwikkel, om die volle potensiaal wat God in jou en my geplaas het as mense om dit te bereik. En dan sluit sy haar toespraak af met die 4de secret van die lewe. Sy sê, "Have no regrets." Nou as gelowiges gaan ons sê, weet jy, daai goed wat ek en jy willens en wetens verkeerd doen, ons moet ons berou hê daaroor. Maar sy sê, bedoel dit nou nie in hierdie sin nie, sy sê, "The elderly usually don't have regrets for what we did, but rather for the things we did not do." So moenie laat daai geleenthede by jou verbygaan nie. My liewe ma word April 85 en haar lyf is nou nie meer so mobiel nie.
Sy sukkel maar om te loop. Maar sy 2 jaar terug, 3 jaar terug, nog by Mosselbaai in die zipline afgegaan. En toe ek vir haar sê, is jy nou simpel? Toe sê sy, hoekom? Ek het net gesit en gegly. Leer, leef voluit, moenie spyt wees oor iets wat jy nie gedoen het nie. 'n week na die gradeplegtigheid is Rose oorlede. En meer as 2000 studente het haar gedenkdiens bygewoon, want hulle het by haar geleer dat dit nooit te laat is om te word wie God jou bedoel het om te wees nie. Vriende, ek en jy kan vanoggend hier so saam sit, ons kan terugkyk op Oom Petrus se lewe, en dan kan ons die woorde van die psalmdigter lees en weet dat God ook aan ons, soos vir Oom Petrus, die wysheid sal gee om so te leef, dat God geëer word. Dat ek en jy die mens, die man, die vrou word, wie God ons bedoel het om te wees. Mag ons, of ons nou 54, of 72, of 85, of 92 is, maak nie saak nie. Mag ons vir die Here dankie sê, vir die lewe wat hy vir my en jou gegee het. En mag ons bly bid, dat hy deur die Heilige Gees vir ons die wysheid sal gee, om hierdie lewe met oorgawe te leef. En mag ons, terwyl ons dit doen, vir Oom Petrus onthou, wat juis ook hierin vir ons 'n voorbeeld gestel het. Amen. Vader, baie dankie dat ons u woord het, dat ons die woord kan oopmaak en daaruit soveel kan lees en kan leer oor die lewe wat u vir ons gegee het. En Here, as ons vanmôre hierdie Psalm van Moses lees, hierdie gebed van Moses lees, dan kan ons inderdaad ook besef, ons hoef nie te spekuleer oor 'n klomp goed wat nie vir ons bedoel is nie, soos wanneer ons sterfdatum gaan wees nie. Maar wat ons wel kan weet, is dat u vir ons sê, lewe nou as my kind. Lewe voluit as my kind. Lewe met my liefde, sodat ander dit ook kan ervaar. En Here, as ons oor Oom Petrus nadink, dan weet ons dat u ook vir hom hierdie gawe, hierdie genade gegee het, om dit so te kon doen. Dankie, Vader, vir die voorreg wat ons gehad het, om vir hom ook te kon ken. En wil u vir ons begelei deur die Gees wat in ons is, om inderdaad die lewe in die oë te kyk, as 'n genadegawe, 'n geskenk van u af, en dat ons die lewe sal omhels. Here, ons weet dat die lewe nie altyd maklik en lekker is nie. Ons weet dat daar uitdagings is. Ons weet dat soos wat ons ouer word, daar ook bepaalde beperkings kom met ons gesondheid, met ons mobiliteit. Maar ook in hierdie omstandighede kan ons na jou opkyk en sê, ons vertrou u vir die pad vorentoe. Here Jesus, ons eer u, omdat u ons koning is. Ons bid dit daarom in u naam. Amen. Vriende, ek wil graag geleentheid gee vir Johan Morland en Petro Uren om vir ons 2 kort huldeblyke te lewer. Johan, jy's welkom. Petro eerste. Hy's oordentlik, hy sê ladies first. Petro, baie dankie. Jy kan sommer daar lekker naby die mikrofoon staan. Almal, ek het nie geweet of ek gaan praat vanoggend nie, so ek het nie iets voorberei nie, maar ek verkies dit so. Die wat my nie ken nie, ek werk al 18 jaar by die Herberg Kinderhuis in Robertson en ek is die fondswerwer daar. Ja, Oom Petrus het onverwags in ons lewe ingestap. Ek skat seker so omtrent maklik 10 jaar terug. Hy het eers gehoor van 'n fondsinsameling wat ons gedoen het vir 'n dogter wat verder wil gaan leer. En hy het so bydraetjies gestuur nou en dan. En ons is, soos Dominee nou sê, hy is nie net een wat iets gee nie, hy bou 'n verhouding met jou. En so het Oom Petrus, ek dink baie mense weet dit nie, hy het mos ook nie breed gehad nie. En ja, as hy na my toe gekom het,
dit is hoe dit begin het. Hy het eendag vir my laat weet, maar hy wil kom kuier. Toe ek het net met hom gepraat, en dis die eerste keer wat ek hom ontmoet het. En so het 'n gereelde instelling geword om Petrus spaargeldjies vir petrol, en dan ry hy al die pad Robertson toe. Ekskuus. Kom hy so 10 uur by my aan. Ek onthou eendag was die paai beskiklik verspoel, dit het hom nie gekeer nie. En dan het ek altyd gereeld daai dag dat daar pudding is. En hy het vir my gesê, ek dink seker daar by die diensentrum was dit ook pudding gewees. En so het ek en Petrus altyd gesels die hele oggend. En dan dink mense, jessie, wat gesels ek met hom, wat gaan ek vir oom alles sê? En hy was net een van die mense wat net eenvoudig gepraat het. En jy het nie nodig om te praat nie, en hy het die wonderlike stories my vertel van sy kinderdae. En waar hy oral gebly het, wat sy werk hy gedoen het. En ek het so aan sy lippe gehang, want dit is net, jy kry nie iemand soos hy nie. En dan het ons gewoonlik lekker gaan eet, ek en hy in die eetsaal gaan sit, en dan het ek altyd vir hom, so met my eie sak uit, vir hom lekker goedjies gepak, beskuit, en dis in die winter het ek vir hom sop gekook, en dan sy met 'n hele boks goed daar weg. En as hy by die huis kom, dan laat weet hy altyd vir my, hy is nou by die huis. En ek het 18 jaar wat ek al werk, en ons het bitter baie donateurs. Maar iemand so spesiaal soos Petrus, kry 'n mensie sommer nie. En toe ek neem aan, is sy broer, hy lyk verskriklik baie na hom, toe raak my hart so seer vanoggend. Ekskuus. Oom Petrus is 'n baie spesiale mens gewees. Wat hom vir my spesiaal gemaak het, is al het hy nie baie nie, het hy elke maand 100 randjies vir die kinderhuis betaal. Elke maand. Hy het sy spaargeldjies gespaar vir petrol. Hy het vir my gesê, iemand betaal sy geld vir sy kos wat hy eet. En dit het hom vir my so ongelooflik spesiaal gemaak. En ek is vandag dankbaar dat al was ek verskriklik besig as om Petrus my sê, hy kom nou hierdie dag spreek dit af, laat ek daai hele oggend tyd aan hom spandeer. En dit is vir my wat ek van hom sal onthou, al het hy nie baie gehad nie, het hy nog steeds 'n verskil in ander mense se lewe gemaak. En dit is vir my 'n ongelooflike les, en dis altyd daai storie wat ek ook vir die mense vertel van die 2 tannies wat sit, en daar's almekaar mense, 2 vriendinne, en Tannie Sari gee suiker, en Tannie Sari gee koffie, en dis nie sy gee net, en haar vriendin kyk, en sy sê, en sy vra vir haar, maar Sari, ek verstaan nie lekker nie. Hoe is dit moontlik dat jy so baie weggee, maar jy het altyd? En toe antwoord sy, want die Here se lepel is groter as myne. En as ek daai storie dink, dan dink ek aan hom Petrus, want die Here se lepel was altyd groter as syne. Baie dankie. Pietro, jy kom bodder nou net 'n mense gemoed hier die mekaar. Nou, ek het nou net so 'n lang toespraak voorberei, en dit lê by die huis. Ek het hom daar vergeet, toe ek vanoggend hier kom toe sien, papier lê by die huis. Maar ek dink ek kan meer sê oor, ek net vir julle sê, in ons familie, en in Ouboet se familie, was hy Ouboet. Ek kan nie meer van hom sê as wat julle weet nie. Hy was 'n fantastiese mens, om te kan weet, hy was familie van my, en ek is trots op hom. Ekskuus tog, ek moet vir julle sê, dit was vir my 'n groot storie, om Ouboet se begrafenis te reël. Want saam met hom, het al die kontakte verloor. Ek het nie geweet waar sy familie woon, ek het net geweet van Leon, en ek het per geluk op sy selfoon het ek Leon se nommer gekry. So,
sit ek die dag daar in Marius, in Denmarius daar, en ek sê, jy weet, Ouboet se broer wat oorlede is, sy vrou se naam is Magda. Ek moet haar in die hande kry. Ek sal nie weet wat om vir haar te sê, as ek haar nie gesê het, Ouboet is dood nie. Marius sê, pa, moenie worry nie. En hy gaan nou op Facebook, en hy sit, as jou naam Magda is, en jy's familie, nee, ons het Magda se dogter se naam gesien, ek het vir haar gesê, vir hulle gesê, haar naam is Christel, ek weet van Christel. En Marius sê, as jou ma se naam Magda is, en jy ken vir Peter Smil, sê vir jou ma, hy moet vir oom Johan bel, by die nommer. Paar ure na toe bel Magda my, so wonderlik, om vir haar vanoggend die idee, dat ons saam vir Ouboet moet hom van afskeid kan neem. Aan Boet Trollop en sy vrou wil ek baie dankie sê. Ouboet het hartversaking gehad, hy kon net vir Boet gebel het. Enigste manier wat Boet in die huis in kan gekom het, hy met sy deure afgeskroef het, om by Ouboet in te kom. Baie dankie Boet. Ons waardeer het. Baie dat jy hom bygestaan het vir Cecile en Patricia. Waar is julle? By die Fynbos. Vir julle baie dankie. Julle was fantasties geweest. Julle het sy omstandighede verstaan en julle het ons gehelp om hom by Groenland in te kry. Net so te loops, hy kom die dag, ons gaan sit hom daar by Groenland af. En hy roep my so een kant toe. Hy sê, jong, jy moet met die mense praat. Ek sê nou, wat is dit dan nou, wat is verkeerd? Jy moet vir hulle sê, die dokter het gesê, ek moet elke aand 'n dop whisky drink. Ek sê vir hom, Ouboet, maar ek kan mos nie dit vir die mense sê nie, jy sê dit vir die mense. Ek het maar vir hom beloof, maar gelukkig het hy daarvan vergeet. Dan kom ek in die hospitaal by hom, die laaste week, dan vra ek vir hom, Ouboet, hoe gaan het? Ek het die klagtes nie. Ek kan nie eers hoor wat hy sê nie. Ek het die klagtes nie. Dit is so wonderlik. En dan wil ek toch vir julle 'n vraag vra wat julle vir my moet doen. As julle nou deur die dag 'n kansie kry wat julle stil word, vat jou Bybel en dan kyk jy in Matteus 5. Dan lees jy die saligsprekinge. En dan kyk jy hoeveel keer jy Ouboet se naam daar kan insit. En jy sal sien, jy sit hom by elke versie in. Soos wat Petro gesê het, Ouboet se kos by Fynbos was vir al die jare geborg. Ek weet nie wie nie, hy weet ook nie, maar ek sê maar vir jou baie dankie, vir ingeval jy hier is, en vir ingeval iemand weet wie dit is, sê maar, van harte baie dankie. Daar was tot iemand wat net daar gestop het en gesê het, om Petrus, is jy môre by die huis? Ja, ek is by die huis, oké, ons kom gou jou huis ver vanmôre. Dis die indruk wat hy op mense gehad het. Oké, soos gesê het, Ouboet het nie baie breed gehad nie. Maar hy het hard gewerk in sy lewe. Hard gewerk. En soos Dominee vanoggend gesê het, dit is wat hy kan op terugkyk en hy kan weet, ek het dit gedoen. Nou wil ek net so 'n paar bedankings doen. Ek het dus sommer vir my 'n boekie by die Spar gaan koop om neer te skryf. Aan Dominee en ons oralis en ook die koster. Ek sien jy doen jou job net so goed soos Ouboet. Baie dankie. Aan Nini en die Wykse susters vir die tee en die eetgoedjies hierna. Ook baie dankie. Dankie dat julle so gehelp het. Ek het nou al reeds vir die Fynbos, maar ek wil vir al die personeel daar sê, hulle wat die kos ook maak,
Hulle was baie spesiaal. Ouboet kan nooit uitgepraat raak oor hulle nie. En dan wil ek ook sê dat Koetjie, een van Ouboet se broers, bly in Hartenbos. Hy is baie siek. Hy kan ongelukkig nie hier wees nie. Hy het verskoning gevra. En ek wil weer eens vir Leon en vir Magda, julle kinders, sê dis vir my 'n voorreg om vir julle hier vandag te hê. Regtig. Nogmals baie dankie vir alles wat julle vir Ouboet beteken het en wat ek altyd van hom sal onthou, is as hy vir jou dankie gesê het. Baie dankie. Was elke keer 3 keer. Baie dankie. Pietro, Johan, kan ek dan ook sê, baie dankie. Die verantwoordelikheid neem van Petrus was definitief, Johan, voorreg eintlik wat na julle kant toe gekom het. Maar dit was vir my interessant, vriende, om ook vanuit ons gemeente, ons gemeenskap hier te beleef, hoe 'n klomp mense net vir Petrus gesorg het, as ek dit so kan sê. Destyds toe hy hospitaal toe is en daarna besef het hy kan nie terugkom nie, daar het net 'n klomp goed gebeur. En dit getuig maar weer eens net vir my iets van wie oom Petrus was, dat mense dit vir hom wou doen. Ek wil vra, vriende, dat ons gaan staan en dan doen ons saam hardop belydenis van ons geloof in die bekende woorde van die 12 artikels en daarna sing ons dan lied 571, bekende lied waarin ons sê, Here, hoeveel blye dae vloei so strome kalm en dat ons daarmee ook sê, hoe die dae vorentoe gaan loop, ons weet nie, maar ons weet saam met wie ons dit gaan doen. Kom ons staan, ons doen saam belydenis van geloof en dan sluit ons met lied 571. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Oh
Vriende, as ek die seën uitgespreek het, na die seën se uitspreek is jy welkom om agter in ons tyd kuierruimte, koppie koffie of tee saam te kom geniet en daai stories van oom Petrus te deel. Daai onthou jy nog, Patricia, Cecile, wat het hy als daar rondom die tafels gesê, as gesin, familie, onthou jy nog, kom ons vier ook op hierdie manier oom Petrus se lewe. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met my en jou ook wees en bly wanneer ons bid en vra, Here, leer my met daar so gebruik dat ek wysheid bekom. Amen.